Hallo julle, ek wil baie graag vandag met julle 'n bietjie gesels oor shame. Nie voel tog shame nie, soos in shame wanneer jy met skuldgevoel leef oor iets wat jy dalk verkeerd gedoen het in jou verlede. Nou, ek deel met julle hierdie omdat ek self al daardeur was en ja, so van verlede week af probeer ek heeltyd 'n kansie kry om 'n videoetjie te maak want dit is so op my hart en ek weet daar's soveel mense daar buite of meisies, vrouens, mans, wie ook al jy is. As jy voel jy lewe in daai bondage van shame, van iets wat jy in jou verlede gedoen het, wat jy jouself nie voor kan vergewe nie. Nommer 1, dit kan jou siek maak. Jou liggaam kan so verbitter raak, dat jy kan actually siek word daarvan. En nommer 2, dit hou jou weg van God af. En nommer 3, dit hou jou weg van om 'n lig vir hom te wees en om in koninkryk te kan lewe, want jy voel te skaam om oor hom te praat, omdat jy voel jy is nie waardig genoeg nie. Nou ek was in presies daai bootjie nie baie lank gelede nie. Maar is ook al lank gelede, maar toe ek jonger was, het ek ook foute gemaak en ek het goed gedoen waaroor ek nie vandag baie trots is nie. En ook in 'n rebellie ingegaan op 'n tyd wat ek gevoel het sekere goed kom my toe, jy weet, en dan raak 'n mens rebels en jy maak foute en jy dink jy's dalk reg op daai stadium, maar eintlik kom dit tot vernietiging van sekere goed. En ja, as jy enigstens voel vandag jy lewe in skaamte oor iets wat jy in jou verlede gedoen het, onthou net, Jesus vergewe jou as jy voor hom kom en jy repent van daai sonde en jy is regtig jammer. Hy ken jou diepste wese, die beste, beter as enige iemand. Ek meen, jy hoef nie te gaan en dit te gaan vertel vir die wêreld dat almal weet nie. Dis 'n saak tussen jou en die Here. Jy kom voor hom en jy sê vir hom jy is so jammer. Jy het nie gehou van Jy hou nie van die persoon wat dit gedoen het nie en jy hou nie van die persoon wie jy was in daai tyd wat jy dit gedoen het, die foute wat jy gemaak het nie. En kom net regtig voor hom en sê vir hom jy is jammer, want Jesus sal jou altyd vergewe. Jy weet, moet dit nie bly opbring nie, want Satan gaan jou definitief herinner daarvan. Hy gaan vir jou kort herinner aan, weet jy wat, jy kan nie oor Jesus praat nie, want kyk wat het jy gedoen en kyk van waar af kom jy in jou verlede en jy weet, maar wanneer Satan dit doen, dan moet jy net onthou, soos wat hy jou herinner van jou verlede, kan jy hom herinner van sy toekoms. Want hy gaan van die res van sy lewe in die hel brand. Maar jy gaan 'n ewige lewe hê saam met Jesus. So ja, die kruisiging was nou verlede naweek en weer eens het ek so dankie vir hom gesê, dat hy my vergewe het vir goed wat ek in my lewe gedoen het. En dit beteken nie ek gaan nie weer sondig en nog steeds verkeerd doen nie. Ons bly dit doen, want ons is sondige wesens. Ons bly in 'n wêreld wat ons dit doen. Maar ons moet dit nie, jy weet, as prins bly doen. Jy wil obviously beter wees en jy wil meer soos Jesus wees op aarde, jy weet. En om sy lig te kan skyn, moet jy ook besef dat jy is 'n nuwe mens in hom. En hy het jou vergewe toe jy hom gevra het om jou te vergewe. Dis nie dat jy aanhou doen wat jy gedoen het nie. Maar dit is so belangrik dat jy jouself vergewe. Mense is baie keer in die kerk en dan praat hulle van vergifnis en hoe belangrik dit is om te vergewe, hoe dit bitterheid oor jou lewe kan bring, maar nie net vir ander mense nie. Baie keer moet jy jouself vergewe vir iets. En dit kan 'n vreeslike swaar las op jou dra. Maar weet jy wat, ons is mense, goed gebeur, baie keer maak 'n mens foute uit 'n plek van seer. En ek probeer dit nie justify nie, maar op die einde van die dag is dit so. En Jesus het ook as 'n mens op aarde toe gekom en hy verstaan hierdie goed, hy verstaan die goed wat gebeur. En dis hoekom hy op die kruis vir ons kom sterf het. Want hy weet dit is vir ons onmoontlik om nie te sondig nie, anders het ons almal al vergaan. Okay, ek wil julle so vinnig, ek wil net vinnig vir julle ook 'n stukkie vertel van, voor ek nou hierdie lees. Ek het so 'n stukkie gesien van Girls Gone Bible, wat sy gepraat het juist oor shame, want die een meisie wat daarin praat, hulle het hierdie hele podcast, hierdie YouTube channel wat baie goed doen, en daar het iets uitgekom van haar, wat blykbaar nou nie baie goed was nie, en dit is nie goed vir haar naam nie, en sy was in trane daaroor, en sy praat toe nou baie eerlik op die podcast oor wat al gebeur het, en hoe sy voel, en sy is heeltyd in trane, jy weet, sy is upset daaroor, en sy sê sy praat so met Jesus, en sy sê vir hom, I hate that girl, terwyl sy huil, I hate that girl, I don't want to be that girl, en God sê vir, but I love that girl. En wat 'n eye-opener is dit nie net nie, dat Jesus het nog steeds, toe
toe ek in daai sonde geleef het, toe ek daai goed gedoen het, toe jy daai fout gemaak het wat jy gemaak het, het Jesus jou nog steeds gesien en hy het jou nog steeds lief gehad. En hy sou nog steeds, al was jy die enigste persoon op hierdie aarde, sou hy nog steeds vir jou op die kruis gaan sterf het. So dit is hoe groot dit is, en dit is ware liefde. Kan ons ooit so lief hê? So, Jesus het jou reeds vergewe, en jy weet mos nou obviously jy het 'n fout gemaak, en jy wil beter, en gaan sit dit net voor hom, en sê vir my so jammer, en jy wil nie meer in daai, jy wil, al as jy dit heiliglik, as jy in so iets is, en jy doen heiliglik iets verkeerd, en jy weet jy's nie op die regte pad nie, sit dit net voor Here, en gaan op jou knieë, en huil as jy moet huil, maar gee dit vir hom, met 'n goeie hart, en met 'n eerlike hart, en hy sal jou vergewe daarvoor, en dan is die punt net, dat jy ook moet vergewe en vergeet. So, hier is ons 'n paar versies, confession and repentance. 1 John 1 verse 9 encourages confession and repentance as a path to forgiveness and restoration. Okay, so 1 John 1 vers 9. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. En dan Romeine 8 vers 1 sê, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. In Jesaja 61 vers 7, instead of your shame, you will receive a double portion. Instead of disgrace, you will rejoice in your inheritance. Okay, so daai was net 'n paar versies, en daar's nog so baie sulke versies in die Bybel wat praat oor vergifnis, maar hierdie was nou spesifiek oor shame en guilt. En dit is tyd dat jy dit agter jou sit, en jy wees net beter, en probeer net beter wees elke dag, maar met God as jou leidsman, en besef dat hy wil ook nie hê jy moet dit heeltyd opbring, en jy wil elke dag vir hom vra om jou te vergewe nie. Jy doen dit een keer met 'n rein hart, en hy vergewe jou daarvoor, en jy gaan aan, en jy beweeg aan, en jy maak jouself vol van sy woord, en sodat jy sy lig en sy jy weet, sy liefde aan mense kan vertoon. Ons almal maak foute, en ek meen, daar is niks, as ek vir jou sê, ek het al verkeerd gemaak, en ek het al in 'n rebellie opgetree, en ek het lank in shame gelewe, ek het lank gesukkel met iets, en tot 'n pastoor eendag vir my gesê het, maar is daar dalk iemand wat jy moet vergewe, en ek is soos, ek het al almal vergewe, wat ek moes vergewe, en hy sê, maar moet jy jouself vergewe vir iets, en ek is dadelik in trane, ek is soos, ja, ek moet. So, en weet julle hoe lekker is dit as 'n mens vrykom van daai ding, jy voel dit is soos hierdie las wat van jou afval, soos shackles wat val, en soos chains wat breek, nee? Jy daar knak ek my vinger, so iets. Nee, maar in elk geval, so, God is lief vir jou, en hy vergewe jou, en moenie daar behamer nie, kyk net vorentoe, moenie agtertoe kyk nie. Okay, julle moet 'n mooi dag hê, bye!